in Jesaja 40. Hy begin vers 27 sê, waarom kla julle? Waarom sê jy die Here sien nie raak wat van my word nie? Baie mense, baie. Wat hierdie woorde sê, David het gesê, ons sê dit vandag nog, Here, waarom sien nie my nie raak nie? En dan gee hy antwoord. Hy sê, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Dis nie die ou krag wat jy gehad het nie. Hy gee elke slag vir jou nuwe krag. Sodat jy met arensvlerke sal vlieg. Jy sal hardloop en nie moeg word nie. Jy sal loop en nie afgemat raak. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle kom vry, vlieg. Dis regtig wat hy wil hê, vir jou en vir my, om vry te leef. En jy kry dit, as jy hom vertrou. So kom ons maak ons oor nou toe, en ek wil vra dat elkeen by homself, net lekker sal diep asemhaal, stadig uitblaas, en sit net vir 'n oomblik, sit net eers so. Dan sê Here, ek vertrou vir U. Here, dankie dat ons weet, omdat U dit in die woord sê, en omdat ons dit graag wil glo, dat U nie na ons kyk, soos wat ons na mekaar kyk. Dat U nie oordeel soos ons oordeel. My waarheid is sê, dat daar by U geen oordeel is, maar net vrymaak. En U weet nou wat elkeen net nou gebid het, nou. Te sê, help my om te vertrou, waarvoor dit was wat hulle dit gevra het. Op 'n misterieuse wyse, ons nie kan begryp of verstaan, verklaar en weet U dit. Omdat U 'n persoonlike verhouding het met elke enkele mens. So Here, U weet, wat het aanleiding gegee tot hierdie vraag? U weet of het ons eie skuld was, of omstandighede, of ouers, of samelewing, wat dit ook al is. Maar niks kan U keer. En ek bid nou vir elkeen wat hierdie gebed vanoggend gebid het. Al was dit soos 'n klein kindjie. Eintlik half nie eers geweet wat jy vra. Wil U vanoggend op 'n manier kom spreek in hierdie tent en in elke mens se hart. Hierdie woorde van krag waarvan ons nou net gelees het. En dat wanneer as jy uitstap uit die tent, dat daar op 'n manier dat is iets agtergelaat. En dat is met iets niets hier sal uitstap. Alles het net met 'n nuwe stukkie hoop van my Maker. Amen. Dis altyd interessant. Ek het glad nie met Jakob vooraf gepraat nie. Ek dink die enigste wat hy van die tema geweet het is wat op ons prentjie is. Daai prentjie. En op 'n manier het hy hierdie gedeelte gekies en gelees. En die storie van die put. Ons het net 'n hok, 'n staalhok. En ek dink die eerste ding is wat ons moet sê, is dat die werklike verskil tussen 'n lewe van vryheid, buite die put, buite die hok. Enige verskil tussen vryheid en slawerny is hoe sien ek dit? Wat dink ek as ek kyk na hierdie put en hierdie hok en hierdie tronk? Want dit maak die verskil tussen slaaf wees en vry wees. Die tronk is in ons kop. En
ons gedagtes in ons kop. Paulus skryf hieroor. In die tronk skryf hy van sy mooiste briewe. Kon hy sê, ek verbly my in die Here. Ja, ek herhaal, ek verbly my. In die tronk self. Ek dink die tronk het so lekker gewees, of kan seker nie lekker wees, maar dit is 'n bietjie anders as vandag. En as jy die brief lees, dan sien jy, hier is nie sommer nou, okay, jy weet, druk my kop in die sand en ignoreer nou wat gebeur, jy weet. Dis nie dit nie, daar's 'n egtheid in wat hy sê. Die tronk en die put en die hok is in ons kop. Dis wat dit is. En as jy die Bybel gaan lees, sien jy, daai mense het dieselfde fout gemaak as wat ek en jy maak, vandag nog. In Exodus gaan lees, is daar's 'n hele klomp voorbeelde wat ons kan gebruik. Baie. Gideon, wat in 'n parskyp sit, ons kan hulle almal opnoem so. Die Israeliete is in Egipte slawe, letterlik. Hulle is slawe, het gaan baie sleg met hulle. En dan kom Moses, en dan sê hy, God sê, ek wil jou nie 'n slaaf hê. Dit is nie my doel, dat jy jou lewe omkry as 'n slaaf. Daar's baie meer wat ek vir jou wil gee. Hy gee diete, in Exodus 6 vers 9, in die gedeelte voor, gee diete, oor hierdie vryspraak, vrykom, vry wees. Wat sê die Israeliete vir hom, en hier is die sleutel, hulle sê vir hom in Engels, sê hulle vir hom, Moses spoke this to the children of Israel, and they did not listen to Moses. Why? Because of shortage of spirit, and because of hard work. Hulle luister nie eers, hier is hierdie aanbod om vry te kom, wat het gebeur? Hulle gees is gebreek. Hulle gees is gebreek. Die hard work, die lewe het hulle gebeur, elke dag. Wat gebeur? Hulle slawe. Hier kom 'n aanbod vir vryheid. Hulle kan dit nie glo nie. Hulle het gewoond geraak daarom om te dink soos 'n slaaf. En daarom was dit op 'n manier vir hulle okay om te leef soos 'n slaaf. En as jy hierdie woorde hoor, dan hoor jy, dit kan mos nie wees wat God in elk geval vir volgelinge van hom wil hê. Dit kan mos nie wees. Wat het gebeur met verloop van tyd in hierdie put van Jakob, in ons kou en in Paulus se tronk self? Hulle gedagtes het verval tot, kan ons sê, rommelstatus. Hulle het gewoond geraak daaraan, en hulle het gedink, elke dag sal ek opstaan, elke dag gaan werk. Dit is nommer 1 die lewe. Hulle kon nie 'n prentjie in hulle kop kry, 'n ander prentjie om te dink, dat daar iets meer vir hulle gedagte is. Die res van hulle lewe sou hulle slawe bly. Maar hier kom die vryheid. God, wat laat bid, vir wie hulle sing, soos ons nou net gesing het. Maar kan hulle dit nie glo nie? Kan dit nie glo nie? Hulle gedagtes was die van slawe. Hulle het gedink soos slawe, en daarom het hulle slawe gebly. En sou hulle gebly het, as God nie op 'n dramatiese wyse ingegryp het. Hulle het die vermoë verloor om te droom. En om hulle self hoegenaamd in te dink in 'n lewe van vryheid. Hulle kon dit net nie doen. Hulle was amper soos hierdie sirkus olifante, of hierdie olifante wat mense, hulle te hanteerder en hulle was handel eintlik nie goed. Nie almal nie, maar baie mense. Hoekom laat hierdie olifant dit toe? Kyk, dit is hierdie reuse dier. Hy stoot bome op. Ligkarre, dit is hierdie kragtige, magtige dier. Hoekom laat hy dit toe? Wel, terwyl hy klein is. Hy sit 'n klein olifantjie.
Kap hulle net so, dis net so stompie. Kap hulle in die grond in, dan maak hulle 'n tou aan hom vas en dan sy een poot. En dan sal hy nou skit en ruk en te kere gaan totdat hy nou op 'n dag agterkom, hier gaan ek nie loskom. Vir die res van sy lewe bly hy 'n sirkusslaaf of 'n hanteerder se slaaf. Hulle kan homself seermaak. Hulle kan hom mishandel. Maar hierdie kragtige dier wat bome kan omstoot, kan nie meer glo dat hy daai dingetjie uit die grond uit kan trek. Dit het sy lewe geword. Dis ek en jy. Ons sit in ons plekke van gevangenskap. Ons glo, dit is die waarheid. Dit is nooit die waarheid. Jesus het gesê, hy het gesê, ek het gekom, sodat julle vry kan leef, die volheid van die lewe, kan hê en kan ervaar. So, hoekom bly ons daar sit? Ek het verander, dit is nou half snaaks vir my gewees, en nog steeds snaaks as ek dink daar. Ander praktiese voorbeeld van 'n dier. Ek trou mense, hulle was nou lank weg, hulle is nou weer terug by ons, hulle is Transvaal is. In elk geval, en ek gaan besoek hulle eendag. En hier's hierdie man net so 'n reusagtige papegaai, so helder kleurige dag. En die loop nou daar rond, maar is so warm, en die ou gemaak die skuif deur oop. Ek sê vir hom, "Hoorie, maar gaan nie dan nie wegvlieg nie?" Hy sê, "Nee, dit nou gaan ons aan. Wij gee nou koffie of wat ook al." Ek sê vir maar, "Het jy sy vlerke geknap?" Hy sê, "Nee." Sê ek, "Maar hoekom vlieg hy nie?" Toe sê hy, "Want hy weet ek kan nie." Hy het nooit geleer om te vlieg nie. Hy weet letterlik nie dat hy kan vlieg. Toe ek nou uitgaan, hy loop toe by die voordeur uit. Hulle het so 'n stomp ding, wat ek nog nie gesien het voor die tyd. En toe sien ek, nou het hy opgeklim met sy kloue, nou sit hy boop, nou skel hy al die karre wat hier verbykom. Groot meneer. Maar hy weet nie, hy kan vlieg nie. Selfde gebeur met ons. Selfde gebeur met ons. Dan raak ons slawe. Te veel mense, te veel volgelinge van Jesus Christus, te veel mense wat glo dat God hulle maker en hulle Vader is, bly sit 'n lewe lank in 'n tronk. Dis meer as hartseer. Dis meer as hartseer. Jy het nou maar opgegee. Dis hoe dit is. Dit is nie hoe God dit vir jou wil hê. Ongeag wat jou tronk vandag is. Daai deur is klaar oop. Hy is ook heeltyd. Ons het alle rande beperkings en beliefs. Goed wat ons nou maar glo, dit is nou maar die lewe. Wel, dit is eintlik ongeloof. Dit nie eintlik nie, dit is ongeloof. Dat jy nie daar kan uitkom. Omdat jy nie wil, omdat jy nie glo nie, en omdat jy nie vertrou nie. Dis inderwaarheid ongeloof. Ek het in die week bel iemand my, praat oor 'n vrou wat nou geld nodig het vir 'n kind en wat en wat en wat en wat. En dan sê sy vir my, ek kan nie vir die Here vra om my, dis 3000 iets wat sy kort gekom het. Kan ons nie vir die Here vra om my te seën nie. Finansiëel, ek kan nie vir hom vra dat hy vir my dit moet gee nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Hy is jou vader. Maar moenie finansiëel oor dieselfde fout maak nie. Want iewers gaan hy stop soos enige goeie pa. Vra vir God wat jy nodig het. Ek is nou so spyt, ek het dit nou nie, wat sy stuur sê vir my die ding. Sy het R3.152 uit 'n oord uit gekry, dis 'n verkoop van 'n ding, en toe die geld nou maande na die tyd na rekening gekom. Ek en God het dit teruggehou, tot wat sy dit nou nodig gehad het. En tot wat sy nou vir hom gesê, Here, asseblief, ja,
Vergeet dit van. Ons het te veel van ons het hierdie gebreekte gees omdat die lewe vir ons gebeur het. Of dit nou jou ouers is, wat jou in 'n blik gedruk het of in 'n hok gedruk het, om iemand of iets te wees wie jy nie is nie. En nou bly sit jy met daai. En of jy nou iemand is, die samelewing en kultuur verwag van jou om iemand te wees wie jy nie is nie. En toe raak dit jou tronk. En nou vra jy vir die Here die woorde wat ons in die begin gesê het van Jesaja. Waarom sien jy my nie raak nie? Hy sien jou raak. Dis jy wat hom nie raak sien nie. Hy's die hele tyd daar. Die deur is al die hele tyd oop. Dalk is jou ding. Maar 'n oggend staan jy op, soos die afgelope klomp jare. En gaan sit in 'n kantoorhok waar jy doodgaan. Jy doodmaak. Wat jou siel, jou gees breek, wat hier staan. Daar's 'n deur wat oop is. Miskien gaan jy nou na kerk, terug na iemand wat jou soos 'n slaaf behandel. En jou breek. Dis jou tronk. God het meer 'n gedagte vir jou. Vryheid. Nie hierdie gevangenskap nie. Dalk ry jy nou hier uit met jou blink motorkar, wat jy nie kan bekostig nie. Nog 'n paaiement, wat jou gees breek, wat jou vashou, wat maak dat jy nie kan vrykom nie. Dalk in jou besigheid gaan dinge moeilik. Jy sê hierbo, wel die ekonomie is af, die kompetisie is straf. Dis hierbo. As jy dit kan omswaai, om te sê, daar's altyd by God 'n deur, sal hy vir jou 'n nuwe en 'n vars idee gee vir jou besigheid. Hy sal dit doen. Maar solank as wat jy nou kom en sê, wel, dis nou maar dit, die ekonomie is af, joh, wat kan ek nou doen? Gaan jy dan bly sit. Aan die ander kant, die oomblik as jy dit omswaai om te sê, ek het 'n God wat beloof het om vir my te sorg, wat my sal vrymaak, al het ek myself hier ingekry, sal God vir jou een of ander idee gee. En ons gaan nou kom by daai kruks, by daai tree. Net nog een ding. Dalk slaap jy op 'n bed in die nag wat tegnologies so gevorderd is, dat wetenskaplikes sê, jy die beste nagrus ooit daarop sal hê. Maar jy bly lê wakker. Op daai bed. Omdat jy eintlik in 'n tronk leef. En wanneer jy moet slaap en rustig raak, jou onderbewussyn, dan slaan daai olifant hanteerder jou, sodat jy nie kan slaap. Beperkende geloof. 'n Geloof wat God se vermoë en sy wil vir jou lewe inperk, is nie sy wil vir jou en my. Hoegenaamd nie. Moet nooit ooit sê, hierdie tronk wat jy weet waar jy in sit, hierdie put waar jy is, dit is nou maar hoe die lewe is. Moet dit nooit weer na vandag sê. Want dit is nie God se beste vir jou nie. En laat ek dit nou weer vir die hoeveelste keer die afgelope paar maande sê. Die lewe is nie maklik nie, man. Nie altyd. Wat lekker tyd so. Maar die lewe is nie altyd maklik nie. Daar's moeilike goed in die lewe. Dit is feite. Maar daai goed is net boublok om jou tot 'n volgende vlak van vertroue in God te kry. As jy dit glo, dan sal jy uit daai ding uitkom. Maar jy moet dit glo. Vryheid is jou keuse en my keuse.
God sal sorg vir die res. Hier is weer. Vryheid is jou en my keuse. Ons maak hom hier. God sal sorg vir die res. Al moet hy 'n onmoontlike ding doen, soos deur 'n see te kloof, wat hy vir hierdie mense gedoen. Vryheid is jou en my keuse. Slawerny ook. En dis hier wat ons glo. God sal 'n weg vind. Hy sal 'n bron van voorsiening vind. Soos wat hy in die woestyn van alle plekke vir hierdie mense water en kos gegee het. Die oomblik toe hulle begin trek uit Egipte, daai oomblik het sy voorsiening begin. Ek het hier neergeskryf, in die woestyn kos en water, die hemelse Mr. Delivery. Hy sal altyd daar wees. En hy gaan vir jou niks vra. Niks. Maar stap by daai ysterkou uit. En die oomblik as jy dit doen, sal God gratis vernet. Sal hy gee wat jy nodig het. En jy sal altyd meer kry as wat jy gedink het. Daai dag, toe jy uit daai hok uitstap, altyd sal jy meer kry. Elke keer. Dit is in God se aard. Maar kom in beweging. Kom uit die hok uit. Gooi af die kettinge. God het jou gegee alles wat jy nodig het om uit daai put uit te klim. Alles uit die tronk te stap. Wat jy nodig het vir jou tronk, het jy, spesifiek jy, alles nodig. God het dit vir jou gegee. En hy sal jou die krag gee. Hy sê hulle Paulus, ek dink dis ook aan Filippense in die tronk, sê hy, ek is tot alles in staat. Deur God wat my die krag gee. Ek is tot alles in staat. Deur God wat my krag. Nie party goed nie. Okay, nou ek sê, jy weet, alles wat nou nie my tronk. Jy weet, dis nou 'n ander soort tronk dit. Nee, alles. Jy is sterk. Daar's meer in jou as wat jy dink. Jy moet dit net doen. En hoe groter die uitdaging is, hoe groter die vrees vir hierdie tronk om by daai deur te stap, hoe groter sal die uitkoms wees. Jy sal krag kry op maniere wat jy nie vandag aan kan dink nie. Hy sal dit jou gee. Ek het nou gedink, ek weet nie of dit heeltemal van toepassing op die boodskap nie, maar ek onthou toe nou die ding. Toe ek nou dink dat jy nou in 'n situasie wat nou regtig 'n moeilike ding is, waar jy krag kry wat dis menslik, bo-menslike krag. Ek hou 'n kamp, my laaste kamp op dieselfde gemeente, hulle kindergesinsbediening. Hou ek daar by Til, dis nogal warm. En die ou sê vir ons, maar jy weet, hier's redelik baie slange. En ons loop die dag so uit die plek na ons waterval, as waterval daar bo loop ons met die kinders uit. En ek en 'n ander ou kom 'n bietjie vroeër terug, want ons wil dit goed vir die aand reg kry. Nou stap ons af. En dis so teen 'n draad af, is net hierdie paadjie en dan loop hy nou so. En toe ons nou hier kom, die kinders gaan nou sê maar oor 10 minute van nou af stap. Toe is daar 'n verskriklike pofadderslang. En ongelukkig maak ek hom toe nou dood, want ek is so bang die kinders gaan nou kom en hulle gaan hom nie sien nie dan, weet. En nou het ons by die kamp gekom en ek sê vir jou, luister, so die kinders gaan nou 'n kort pad vat. Hulle moet nou van daar, want hulle moet nog sê maar so 'n kilometer stap en die pad loop so om, hulle gaan hier deur die veld kom. En net nou trap hulle op 'n pofadder. Nou loop ek nou om hulle nou te gaan waarsku en nou kom om te sê julle mag nie hierdeur kom, julle moet so omloop, maar nou as ek homself skrik oor die pofadder. En ek loop. En wat ek agterna besef het, ek het ook so 'n trap. Toe trap ek op 'n stok en toe lig die stok daai kant. En ek gooi 'n paar blare. Nou ek het ek het 11 prosedures waarvan 3 groot knieoperasies op hierdie knie gehad. Ek het nog so geloop en in die lug het ek nie so gespring nie, sywaarts gespring en daar gaan land. Ek het krag gekry wat ek nie geweet het. Dis onmoontlik. As 'n hond jou jaag, sal jy oor 'n muur spring as jy bang genoeg is vir hom. Want jou wil is sterk genoeg om vry te kom.
sal jy oor 'n muur spring wat jy andersins nooit sal. Punt wat ek wil maak. God sal vir jou krag gee. Ons het dit vandag 2-3 keer gehoor. Die krag wat jy nodig het vir die situasie waarin jy vandag sit. En ook dit, soos hierdie wonderlike God van ons, staan net so in die Bybel. Met U hulp loop ek 'n oormagstorm met my God. By my is geen stadsmuur vir my te hoog. In die ou vertaling staan dit, met my God by my spring ek oor 'n muur. God omgord my met krag, hy maak my pad voorspoedig. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, laat hy my stewig staan. 'n Ribbok, daai ding wat die berge hardloop en spring. Dis wat God vir jou sê. Die vraag is, glo jy nou dit? Jy in jou tronk. Jy slaaf. Glo jy dit? Dis jou besluit. Begin, my eerste woorde was, die werklike verskil tussen 'n lewe van vryheid en 'n lewe van slawerny, dis wat jy glo. So glo jy wat daar staan. Ongeag hoe jou tronk lyk en wat dit is. Slawebrein, solank as jy daai brein het, sal jy twyfel aan God se goedheid en guns, en gaan jy dit nie kan glo. En gaan jy nie daar kan uitkom. So nou, het jy nou gedink, okay, nou hierdie is nou my ding, my besigheid wat nou sukkel, wat my seermaak, my finansies, wat my ouers my gedink het, wat die kultuur van my dink, of hierdie motorkar, wat dit ook al is, dis die ding wat my 'n slaaf maak op hierdie stadium van my lewe. Maar ek gaan, as ek hier uitry, ek gaan nou verskil maak. Ek gaan dit verander. Ek wil vry leef. Almal vry leef. En wat gaan gebeur? Die oomblik as jy daai eerste tree moet gee. Wat gaan gebeur? Jy gaan allerlei monsters sien. Hoekom dit nie kan gebeur? Jy gaan allerlei gedagtes begin kry. Hoekom jy dit nie kan doen? Dis normaal. So wat jou ding ook al is, en ek wil nou nie een van hierdie voorbeelde gebruik nie, ek wil nie te goed te deurdink om dit nou dalk sê ek iets verkeerd. Maar wat jou ding ook al is, dan gaan redes wees wat jy gaan kry, hoekom om dit nie te doen. En wat jou gaan bang maak. Nou weer ek, die oomblik as dit gebeur, sê wel, dis normaal. Onthou hierdie prentjie, 'n klein kindjie, hulle glo mos aan monsters. So as slaap hulle in die aand, as sê hulle laat kom jy nou sê, en wat gaan nou aan? Hier is 'n monsters onder my bed, mamma of pappa. As die monsters onder sy bed nie, as monsters in sy kop. Dis wat die monsters is. Dis nie regtig monsters nie. Dis hier. Gedagtes. Glo en nie glo nie. So wanneer jy die struikelblokke identifiseer, sien, okay, ons gaan nou nie, hier is nou vir die Rooi See. Ja, ons kan nou nie, kom die Egiptenare, wat nou julle? Wel, dit is werklik so. Hulle kom vir agterop, dit is werklik see. Dan praat jy met God daaroor. Sê van julle het iets vir my gesê. Sondag het iets vir my gesê. In my hart gespreek, my oortuig. Ek moet hier uit. Ek moet leef binne u vryheid. Nie hier nie. Hier is die probleem nou. Ek het dit nou gedoen. Kom help my asseblief. Dan sal hy. Dink so prakties daaroor. Wat het ons tema gesê? Dit het gesê, die deur was die heeltyd oop. Wanneer jy dit gaan doen, en wanneer jy met God gaan praat oor die Rooi See, en die kos, die water in die woestyn, of die monster onder die bed, en jy bly net aanloop, dan bid ek vir elkeen wat hierdie woord vandag gehoor het. En ook vir myself, wanneer ek weer in 'n pad kom.
dat jy sê, maar die deur is die hele tyd oop. Die deur is die hele tyd oop. Moenie langer daar sit nie. Moenie. Die deur is reeds oop. Jy moet net staan. Ongeag hoe die plek lyk. Die vraag is, glo jy dit? Moenie nog een kosbare dag van jou lewe vermors. Doen wat jy moet doen. Vandag. Wanneer jy twyfel, hou die storie van die monsters. Dis in my kop. Ek gaan op 'n praktiese vlak, want ons moet prakties raak oor hierdie goed. Die help nie, ons praat oor geloof en oor vertroue in God se krag en al hierdie wonderlike goed, maar dis goed wat daar is en dis nie deel van my lewe nie. Dit help niks. Ons moet prakties raak. So wat gebeur op 'n praktiese vlak? Ja, ons praat oor tronke en hokke en putte en die goed. Slegte of pynlike ervarings, dan kry jy sekere interpretasies. Jy interpreteer die ding op 'n sekere manier. Jy maak veralgemenings. Ja, okay, almal is nou maar so, alle verhoudings lyk nou maar so, jy weet, almal sukkel maar, almal so besigheid sukkel maar, en dan op die ou kom jy tot 'n konklusie. Dis hoe dit is. So wat gebeur volgende? Dat jy beperkende geloof. Nou glo jy my besigheid kan nie verbeter nie. Finansies sal nie verbeter nie, want kyk, jy het mos hierdie veralgemenings begin nou glo. Jy het nou tot 'n konklusie gekom. En dit lei tot skewe denke. Nou is jou kop. Jy kan nou nie meer die idees wat God vir jou wil gee. En die spesifieke deur kan jy nie raak sien nie, want jou gedagtes is nou heeltemal deurmekaar. En wat gebeur dan? Dan neem jy vreesgedrewe besluite. Jy wil nie, jy het 'n besluit, ek gaan nie uitkom. Maar nou begin die monsters kom, nou veralgemeen jy, op die ou kry jy die konklusie en so aan. Nou beperk jy God met jou geloof. Jou denke raak weer mekaar en nou gemaak jy stupid besluite. Daar moet nie gebeur nie, vandaar het niks gebeur. En dan het jy slegte aksies, laaste van dat enetjie. Beperkende geloof, gebrek aan aksie, dis die ander ding ook. Nou doen jy net niks. Nou bly sit jy maar daar. En jy gaan net slegte resultate kan verwag. Maar dis nie wie ons langer wil wees. Dit is nie wat ons langer wil wees. Want ons weet dat God ons goed gesind is. Ons weet dat God vir ons 'n ryk en 'n vol lewe wil gee en gun. Nie 'n lewe sonder probleme nie. Daai ding bestaan nie op hierdie planeet van ons nie. Maar hy wil vir ons 'n ryk en 'n vol lewe gun en gee. En elke keer wat jy uit 'n put het geklim, het jy iets meer van hom geleer. En sal jy altyd iets meer weet van hom. En sal elke volgende put, gaan dit vir jou baie makliker wees om daar uit te klim. Mag jy sê, mag jy binnekort sê, baie binnekort, want die deur was die hele tyd oop. Jy kan dit sê. Amen. Here, dis of 'n mens half sonder woorde is. Maar ek wil bid. Ek wil bid. Vir elkeen wat nou hier sit en staan, wat weet, dat hy op 'n plek is waar U hom of haar nie wil hê. Vir elkeen wat werklik 'n slaaf is, en nie die vryheid beleef en leef, wat U bedoel het. Wil jy asseblief meer as genadig vir hulle wees? Asseblief, meer as genadig. Dat hulle U net sal vertrou. En by die deur sal uitstap. Ek bid dit in die naam van Jesus, wat in 'n donker graf is.
hierdie doodstronk waarin hy was. En wat daar uitgegaan het. En daarom het vir ons kom sê, dat niks vir God onmoontlik is. Help ons om dit te glo. Amen. Ek dink, dalk met die seun nou so gaan. En weer eens, soos altyd, en dit iets wat jy moet glo. Moet dit glo. En die seun gaan so. Die Here wil regtig, hy wil so graag hê, dat ek en jy vry sal leef. Vry. Want hy weet, die oomblik wanneer jy vry leef, sal jy vlakke van sy liefde leer ken, wat jy nie van tevore geken het. En wanneer jy hierdie vlakke van liefde van hom leer ken, sal jy vrede hê. En ek dink uiteindelik is dit die grootste en die hoogste doel van jou en my lewe, om met sy vrede te leef. So gaan en gaan leef vry. Amen.